Kolossense, hoofstuk 3, ons gaan so die eerste 11 verse daarvan lees. Here God, baie dankie vir die voorreg dat ons as 'n gemeente kan saam wees, dat ons buite ons verdienste om weer eens verseker is van die vergifnis van ons sonde, dat ons weet, u sê, dat waar 2 of 3 in die naam by mekaar is, daar is u self. U sê ook in die woord dat u mense red en geestelik laat groei deur die dwaasheid van die prediking. En ons gebed vir vanoggend is dat dit sal gebeur. Dat deur die dwaasheid van die prediking ons geestelik vanoggend sal groei. Ons bid dit om Jesus ontwil. Amen. Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus wat julle lewe is by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn en in sy heerlikheid deel. Daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle lewe is. Onsedelikheid, onreinheid, wellus, slegte begeertes en gierigheid wat afgoderry is. Deur sulke dinge kom die straf van God oor mense wat aan hom ongehoorsaam is. Vroeger het julle ook aan die dinge meegedoen toe julle nog daarin gelewe het. Maar nou moet julle al hierdie dinge laat staan. Woede, haat, nyd en gevloek, vuil taal moet daar nie uit julle mond kom nie, en moenie vir mekaar lieg nie. Julle het met die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek, en leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper, en tot die volle kennis van God. Hier is dit nie van belang of iemand Griek of Jood is nie, besny of onbesny, andertalig, onbeskaafd, slaaf of vry nie. Hier is Christus alles en in almal. Een van die politieke partye se slagspreuke met die verkiesing was: stem vir verandering. En dit laat 'n mens met die vraag: sal die wêreld regtig ooit kan verander? Sal Suid-Afrika regtig ooit kan verander? Kan 'n mens regtig ooit verander? En as 'n mens dit bietjie nader trek, kan jy vir jouself vra, kan ek ooit verander? As ons kyk na die lys dinge wat Paulus hier opnoem waarmee die gemeente moet breek, onsedelikheid, onreinheid, wellus, slegte begeertes, gierigheid, woede, haat, al daai dinge, dan wonder 'n mens, is die dinge nie maar altyd deel van ons sondige natuur nie? Is dit nie bietjie hyperoptimisties van Paulus om te sê, dit moet verander? Kan 'n mens, kan dit regtig verander? Sal mense nie maar altyd so wees nie? Begeerig, selfsugtig, oneerlik, vyandig gesind. Weereens, is dit nie maar deel van die mens se sondige natuur nie? Kan mense regtig waar verander? En die antwoord is natuurlik nee. 'n Mens kan nie in eie krag verander nie. Slegs deur God se krag kan 'n mens verander. Alkoholisme anoniem of alkoholiste anoniem het 12 stappe waardeur 'n mens moet gaan om bevry te word van alkoholisme. Die eerste stap is
Ons erken dat ons magteloos is oor alkohol en dat ons lewe onbeheerbaar geword het. So ek erken ek is op 'n manier magteloos. Die tweede, ons het tot die oortuiging gekom dat slegs 'n mag groter as ons weer gesonde verstand vir ons kan teruggee. En die derde een, daarom maak ons die besluit om ons wil en ons lewe toe te vertrou aan die sorg van God. Ons eie denke, selfs ons eie wilskrag is nie sterk genoeg om ons te laat breek met die werke van die ou mens nie. En daarom sê die AA se 12 stappe dat slegs God ons gesonde verstand kan teruggee, in die Engels our sanity kan teruggee, indien ons besluit dat ons ook ons wil en ons lewe aan God se sorg wil toevertrou. Want jy kan nou maar sê wat jy wil en jy kan nou maar doen wat jy wil, ons eie denke en ons eie wil is nie sterk genoeg om te breek met die sondige natuur nie. Net as ek my oorgee aan God se wil en God my denke vernuwe, het ek enige hoop om 'n nuwe lewe te lei. Want soms is dit juis ons beste denke, ons slimste argumente, ons mees intelligente redenasies wat ons in die moeilikheid bring. Nie omdat daar enige fout is met jou verstand gebruik met rasionaliteit nie, maar dat ons die fout maak om te dink dat ons onsself uit ons eie probleme en ons sondes kan uitdink. Ons maak soms die fout om te dink, ou kan die bose uitoorlê met jou gesonde verstand. Maar soos die uitdrukking so mooi sê, dan vang slim sy baas. En ons heel beste denke kan ons nie bevry van die mag wat die sonde oor ons het nie. Want van die slimste mense, wat al ooit op hierdie aarde geleef het, was nie noodwendig die beste mense wat ooit geleef het nie. Geen mens kan homself uitdink uit die sonde nie. Jy kan dit nie wegdink nie. Maak nie saak hoe slim jy is nie. Want, en dit sê die Bybel oor en oor, slegs Christus bevry ons van die mag van die sonde, en daarom moet ons gedagtes op hom rig. Dan moet ons soos Romeine 12 so mooi sê, God toelaat om my gedagtes te vernuwe. En natuurlik, hoekom is die gedagtes so krities belangrik? Hoekom die hele tyd nou die klem wat ek lê op dink en die gedagtewêreld? Want Spreuke 4 vers 23, daai geweldig belangrike vers sê, wees versigtig wat jy dink, want dit bepaal jou hele lewe. As ek dus my gedagtes op God rig, dan bepaal dit my hele lewe. Maar hoe doen 'n mens dit? Hoe laat 'n mens God toe om jou gedagtes te vernuwe? Hoe gee 'n mens jouself oor aan God? Hoe plaas jy jou wil in jou lewe in die sorg van God? En ek dink die geheim lê in vers 9 en 10, wat sê, julle het met die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek, en leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word, na die beeld van die Skepper en tot volle kennis van God. Met ander woorde, om vernuwe te word, na die beeld van ons Skepper, en so tot volle kennis van God te kom. Begin daarby dat ek breek met die ou sondige mens en sy gewoontes. Dat ek dit doelbewus breek. Dat ek dus ophou daarmee in God se krag. Die Grieks praat van praksis, waar ons woord praktyk vandaan kom. Julle het die ou mens saam met sy praktyke, sy manier van doen, eenkant gesit. En dan sê die ou vertaling van vers 9 en 10, omdat julle die ou mens met sy werke afgelê en julle met die nuwe mens beklee het. Nou kry ons nogal die prentjie van ons daaglikse roetine, van klere aantrek, en dat ons ook so daagliks die ou mens met sy ou gewoontes en praktyke uittrek en eenkant sit, en die nuwe mens met sy manier van doen, as het ware aantrek. En die mooi beeld van
van Paulus hier van uittrek en aantrek, beteken dus dat die nuwe lewe, as ek nou tot bekering kom, dan is dit nie iets wat ewe skielik oornag gebeur en al my doen en late outomaties verander nie. En ek dink dit is wat baie mense wat die vingertjies na ons wys wat in die kerk is, sê, ja, maar kyk, hy sit nou hier voor en hy is elke Sondag in die kerk, maar kyk nou gedoen hy dit en hoe doen hy daai, verstaan dit nie. Want die beeld van uittrek en aantrek sê, dit is 'n proses. Ek staan nie uit bed op en ewe skielik, voilà, daar het ek al my klere aan nie. Ek moet my kouse en my onderklere en my broek en my hemp en my belt en my alles aantrek en dis 'n proses. Dit klink meer na 'n daaglikse roetine, 'n voortdurende aanleer en inoefening van nuwe gewoontes en nuwe praktyke. En vriende, dit het my nogal laat dink aan iemand wat skielik na 'n ongeluk verlam geraak het. En nou ander maniere moet kry, want as jou hande nie werk nie, hoe trek jy kouse aan? As jy nie 'n kous kan vat en aantrek nie, hoe trek jy 'n kous aan? Hoe kry jy 'n broek om jou boude as jy lê of sit? So dis 'n inoefening van 'n nuwe manier van doen as ek wil aantrek. En dis die beeld wat hy hier gebruik. Die ou manier van aantrek, soos dat ek net opstaan en die goed aantrek, dis verby. Ek moet my inoefen deur aanhoudend elke keer 'n sokkie te vat en aan my voet te trek met hande wat nie meer wil werk nie. En dit, nou sê die Bybel, om dit reg te kry, kan ek dit nie in eie krag regkry nie. 'n Mens moet eintlik sê, dit werk ook maar so, as ek nou my nek sou breek, sal ek na 'n rehabilitasiesentrum toe gaan en die leer my van vooraf hoe om te eet en aan te trek en alles. En vir my om die praktyke van die ou lewe uit te trek, moet ek by God se rehabilitasiesentrum uitkom. Waar hy my van niets af elke keer probeer of leer hoe dat ek dit doen. As ek in eie krag gaan probeer om die nuwe lewe in eie krag te lewe. Mense sê nogal baie keer, sal hulle vir jou byvoorbeeld sê, Dominee, ek gaan my nou bekeer, ek moet my nou bekeer. Maar daar sit so iets van, nou gaan ek dit self moet doen daarin. Want ek kan my eintlik maar net oorgee aan God. Nou moet ek dit self doen. En as jy dit doen, gaan jy misluk, en jy gaan weer misluk, en jy gaan weer misluk, en jy gaan moed opgee, en jy gaan wanhoopig geraak, en dis wanneer jy sê, ag nee, wat, 'n mens kan nie verander. En jy gee die hoop op 'n nuwe lewe prys. Hoe baie keer sê ons nie vir onsself, miskien omdat ons nie die rehabilitasie wil doen nie, die oefen van die nuwe praktyke nie, ag nee, ek is nou maar eenmaal 'n sondige mens, of julle sal Tannie Minnie onthou, wat elke keer as sy daar op die stoep, soos hier staan buitekant in rook, en ek klap my hande agter haar, dan gee sy 'n lelike woord. En dan sê ek, Tannie Minnie, hoe vloek jy so op die kerkstoep? En dan sê sy, Dominee, ek is nou maar eenmaal so gemaak en so gelaat staan, en ek het in al die jare wat ek my hande geklap het, het sy telkens gevloek, wat nou vir my 'n privaat stukkie plesier gegee het natuurlik. Maar as ek dit self doen, gaan ek weer en weer misluk. Wat ons besef is, dat die ou mens wat ons daagliks uittrek en een kant sit, het reeds gesterf met Christus. En die nuwe mens, wat ek daagliks aantrek en inoefen, het reeds opgestaan met Christus. Ek is nou soos 'n ou wat daai video van hoe ek aantrek op YouTube kan gaan post. Want dit het reeds gebeur, alles reeds gebeur. Die kragtige werking van God, nie iets wat ek in my eie krag probeer verrig nie. Ons is reeds nuwe mense, wat uit die doodheid opgewek is met Christus. Die konstruk om te gaan sê, ja, maar ek is nou maar eenmaal so gemaak en laat staan, of ek is nou maar eendag sondig, dit stem nie ooreen met dit wat Paulus hier sê. Want hy sê, nee, jy's 'n nuwe mens, en jy kan anders lewe, jy moet dit inoefen, en daarom sê Petrus, wees heilig, want ek is heilig. Vanoggend, waar's Katrientjie? Katrien, lyk my sy luister elke oggend saam met my na die godsdienstprogram op RSG. En daar het nou gegaan oor
Hoe 'n gemeente mense kan laat, hier sit Katrien reg voor my. Hoe 'n gemeente mense kan laat tuis voel by hulle. En dan sê hy, die dominee sê, op grond van wat die Bybel sê, aan julle liefde vir mekaar sal hulle sien dat julle my kinders is. Julle liefde vir mekaar. Ons kan dit doen. Daardeur sien mense, ons is nuwe mense. Ons lewe volgens 'n nuwe gebod. Ons het saam met hom opgewek. En daarom kan hy vir ons sê, hê mekaar lief. Die interessante ding wat die man ook sê, Katrien, ek kan nie onthou nie, maar die woord mekaar kom in die eerste klompie hoofstukke van die Nuwe Testament. Ek dink hy het gesê 44 keer as ek reg onthou. Mekaar. Ons gerigtheid op mekaar. As ek hierdie inoefen van die nuwe lewe met nog 'n beeld kan probeer voorstel, dan dink ek aan ou Paul wat sy been afgesit is, wat hier by ons was. Want hy sê, ek vra vir hom nou die dag, as dit nou koud is dit seker vir jou makliker met jou kunsbeen, want hy sweet minder, want daar's mos nou rubber en silikon en alles oor die been om in die kunsbeen in te gaan. Toe sê hy vir my, wat baie interessant is, as dit koud is, dan kan hy sy tone voel. En dan kan hy sy tone roer. Natuurlik, hulle noem dit spookpyn. Al is die been weg, voel dit nog vir die persoon asof die been daar is. En dit laat my 'n bietjie ook hieraan dink. Stel jou voor, iemand probeer 'n gewone broek met 2 broekspype aantrek, terwyl die een been nie meer daar is nie. Dis mos nou onnodig, dis mos nou sinneloos, want die broekspyp sal net loshang en in die pad wees, want die been is nie meer daar nie. Nou kan 'n mens dit gebruik as 'n beeld om jouself voor te stel, dat dit amper so is soos wat ons is. Al het die ou mens reeds gesterf, voel dit vir jou, somtyds of hy nog daar is, soos hierdie spookpyn. Al voel jy nog die irritasies en die pyne van die ou mens, al voel jy partykeer by jou reaksies, sal ek maar die bekende voorbeeld gebruik, die ou mens reaksies is 'n taxi voor jou injaag, en jy wil ou mens reaksies toon. Ek het 'n troue gehad Saterdag, so nou tref die beroemde binnelandse sake my weer, en ek kan nou al voel hoe kom die spookpyne van die ou mens by my op, en jy wil nou al klaar vir jou regmaak om jou te vererg. Maar dan moet jy vir jouself sê, dis spookpyne. Dis spookpyne, want die ou mens het gesterf. En dan maak ons nog die fout om die ou mens te probeer aantrek. Ons trek die gewoontes en die praktyke aan, maar is 'n sinnelose oefening. As ek nou reageer vanuit die ou mens, vanuit die sondige manier van doen, dan is ek met iets sinneloos besig, want ek het reeds die nuwe gewoontes. Vers 2 en 3 is seker een van die mees geheimnisvolle, maar troostvolle woorde in die Bybel. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is. Nie die dinge wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe. En die lewe is saam met Christus verborge in God. Julle het gesterwe. Die ou mens is geamputeer. Ek sit met spookpyne van hom hier. En as daardie manier van doen, daardie manier van praktyke, daai goed by my opkom, dan moet ek vir myself sê, jy's dood, jy's weg, jy's geamputeer. Jy kan deur Christus anders lewe. Wat Paulus vra is om op 'n verbeeldingsvlug te gaan en nie aan my lewe te dink volgens die maatstawwe van die wêreld nie. Ons is so geneig om onsself vas te dink aan die beperkings van ons aardse bestaan en 'n negatiewe oordeel oor ons eie lewe uit te spreek. En dan kom jy by dinge, en miskien die jonges, Brandon, ek dink nie jy het nou al gesit en dink, wat is jou lewe eintlik werd nie, jy lewe nog te kort. Maar as 'n mens ouer word, soos ek en my kaalkop, gryskop vriende hier saam met my, dan begin 'n ou dink oor jou lewe. En ek kan 'n ou maklik dink, weet jy, as ek nou my lewe in oënskou neem, moet ek sê, my lewe is nie eintlik regtig iets werd nie.
beteken my lewe regtig iets vir iemand? Want alles wat ek probeer doen het, en dit wat ek probeer opbou het, en dit wat ek vir 'n volgende geslag probeer nalaat het, dit het geen vrug gedra nie. My lewe het nie eintlik vreeslik van 'n verskil gemaak. Maar nou sê Paulus, moenie jou lewe evalueer volgens aardse maatstawwe nie, want jou ware lewe is saam met Christus verborge in God. Dis weggestuur by God, dit word bewaar by God, en dis 'n opstandingslewe, 'n ewige en oorvloedige lewe in Christus. En dis daai lewe waarop ek my gedagtes moet rig. Daar word die storie vertel, ek het dit ook al vertel, van Alexander die groot generaal wat op 33 oor die wêreld regeer het. En toe bring hulle 'n jong soldaatjie by hom aan wat op wag geslaap het. Ons weet ook dit is die doodstraf werd. En hulle bring hom voor die groot generaal Alexander en hy sê vir die ouetjie, wat is jou naam? En hy sê, Alexander. En die generaal sê vir hom, ek hoor nie, wat is jou naam? Sê dat ek kan hoor, en die ouetjie sê, Alexander generaal. Nou vertel hulle hoe die generaal half sag word toe hy sy naam hoor. En hy sê toe vir hom, nou my magtig man, gaan lewe dan soos 'n Alexander. En wat Paulus hier vir ons sê, is as jy jouself Christen noem, gaan lewe dan soos 'n Christen. 'n Alexander raak nie aan die slaap op wag nie. Want dit kan vir hom die doodstraf bring. En 'n Christen lewe nie soos 'n ou mens. Want die ou mens het reeds die doodstraf gekry. Die lewe waarop ek my gedagtes moet rig, die lewe wat ek met my goeie geestesoog moet sien, is die lewe wat veilig en verborge, en sou ek selfs kon sê, heilig is, by Christus. Wanneer ek my daagliks sy ou mens klere met sy gewoontes en praktyke uittrek en eenkant sit, en myself beklee met die nuwe mens, wat ek reeds in Christus is, en deur sy krag ook so lewe. Want dan sal die mense aan ons uitleef van al die mekaar tekste, kan sien ons is kinders van God. En ek dink die wêreld het dit dringend nodig, om te sien hoe leef nuwe mense. Amen. Here onse God, ons dank U dat ons nie met al die beperkings van die ou mens kan lewe nie, hoef te lewe nie, maar dat U ons vrygemaak het om 'n nuwe lewe te lewe. En daardie nuwe lewe, dit het ons ook in Psalm 19 gelees, die uitleef van dit wat U vir ons voorstel in die Bybel, dat dit geluk en geseëndheid en vreugde vir ons bring. Ons bely ook ons eie onbekwaamheid om dit te kan doen. Maar ons vra dat U ons sal help om elke dag doelbewus die ou klere eenkant in 'n hoopie te laat lê en ons aan te trek met die nuwe klere, die nuwe mens, die nuwe manier van doen. Wat 'n manier van doen is wat U laat glimlag. Here, ons het gebid verlede week vir vrede en U het ons verhoor. En nou bid ons ernstig, Here, dat U hulle wat U in beheer geplaas het, dat hulle ook sal luister na die Gees van God. En dat hulle so sal regeer, soos wat die Nederlandse geloofsbelijdenis sê, dat die evangelie vrylik verkondig kan wees. En ons bid dat U met elkeen van hulle sal wees. Ons dink aan Hendrinale wat 'n suster verloor het. Here, en ons bid dat U by hulle sal wees.
Want Here, dit is nou maar eenmaal so, dat ons nie regtig gerad is om dit te kan verwerk nie. En ons bid Here, dat U asseblief vir ons daarmee sal help. Dat U asseblief vir ons sal help, om ook hulle wat ons nodig het, by te staan in hulle uur van nood. En drie na hulle dit ook in die tyd sal beleef. Ons bid Here vir die week met al sy aktiwiteite, dat ons so sal lewe, soos nuwe mense moet. Ons bid vir die seën op al die aktiwiteite van ons gemeente. Die Bybelstudies, die omgegroepe, alles wat in die week gebeur. En dat U ons uit genade volgende week hier sal by mekaar bring. Ons bid dit om Jesus ontwil. Amen. Vriende, die koeksisters wat bestel is,